So, die 5C3. Ons is nog steeds besig met die toepassing van 'n koninkrykse karakter. En steeds in Matteus, ons is nou besig met die 4de enetjie van, en hy is vertroebelde geloofwaardigheid. En jy onthou die kernskrif wat ons gebruik op hierdie 3 goeters, is geregtigheid. As julle geregtigheid nie meer oorvloedig is as die van die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie, julle nie in die koninkryk kan ingaan nie. Hier so staan hy dit. Alright. Ons kyk nou na die 6 lewenswaardes wat ons ondersoek en ons het nou 3 behandel en hierdie is dan nou die 4de ene. Matteus 5:21 tot 48 wys Here Jesus die 6 gesindhede. Alright, so in vers 20, soos het staan, wat ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Dit is nog wel 'n sterk woord daai, dis nooit. Dis nie eers 'n bietjie of amper, dis net nooit. So dis die benchmark. So met hierdie woorde lig Jesus nie net die geestelike stand van die skrifgeleerdes en die Fariseërs uit nie, maar hy rig ook 'n vermaaning aan elkeen van ons met die woorde as julle geregtigheid. So jou stand voor God nie oorvloediger is as die skrifgeleerdes en die Fariseërs. Met ander woorde, as die vrug van ons lewe nie getuig van ons redding nie, het ons God nog nie toegelaat om in en deur ons te regeer nie. Die koninkryk van God is die plek of die domein waar God regeer. In Lukas 17:21 sê die Here Jesus, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Julle ken daai skrif en ons het hom baie gelees. Die dag toe ons Jesus aangeneem het hy met sy gees in ons kom woon. En as hy in ons woon, dan het ons die plek geword waar God regeer. In Matteus 21 tot 48 lig Jesus 6 sondes uit wat getuig het dat die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie God se geregtigheid in God se geregtigheid lewe nie. En in die lig van hierdie inligting kan ons die vrug van ons geregtigheid toets. En dis die eerste 3, vers 21 tot 26 sê Jesus dat 'n moordenaar nie net iemand is wat 'n ander persoon fisies dood gemaak het nie, maar dat elkeen wat vir sy broer kwaad is en hom nie met sy broer versoen nie, skuldig is aan moord, omdat woede die wortelsonde van haat is. En dit die sonde is wat aanleiding gee tot moord. In vers 27 tot 30 sê Jesus dat elke persoon wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds egbreek met haar gepleeg het, omdat hierdie begeerte deur welis aangedryf word, wat die wortelsonde is vir egbreek. Die derde sonde wat Jesus uitlig, wat ons so dikwels ontken, is die sonde van egskeiding. Matteus 5:31 en 32. In Jesus se tyd, net soos in ons tyd vandag, het mense vir enige rede geskei. Kan jy vir ons lees Matteus 19 vers 3 tot 9. In hierdie skrif sê Jesus dat dit nooit God se wil was dat mense sou skei nie. Dan gee hy die rede, want wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Matteus 19, 3 tot 9. Ja. Toe kom die Fariseërs na hom om hom te versoek en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om oor allerlei redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef,
en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle sê vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? En hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en 'n ander een trou, pleeg egbreek. En die wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Alright, so daai lesing het ons nou laasweek behandel, so ek gaan nou nie weer oor alles gaan nie. Ons het hom redelik in detail gegaan, en nou is ons by die 4de ene, wat Jesus aanspreek. En dit is vertroebelde geloofwaardigheid. So in Matteus 5:33 tot 37 staan die volgende. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is uit die bose. So baie interessant hierdie vers. En ek kan onthou op skool het dit nou nogal baie gebeur, ek weet nie hoe dit vandag nie. Maar ek weet nog was 'n kol gewees waar die kinders het so as geloofwaardigheidswoord gebruik. Dan sê hulle, ek sweer vir jou dit, en ek sweer vir jou dat, en ek sweer, en ek meen, daar's baie mense wat nog steeds so praat. Ja. En wat wil hulle eintlik doen deur dit te sê? Hulle wil eintlik bekragtig dat hulle nie jok nie. Nou, hoekom sal jy jou woord wil bekragtig dat jy nie jok nie, want dan beteken dit, jy glo nie in jou eie woord nie. So, in daai geval wat dit beteken is, jy moet ietsie hoor as jouself gebruik om jou woord te bekragtig. En Jesus sê al goed as hy sê, jy moet dit nie doen nie, maar wat jy moet doen is, laat jou ja wees en jou nee. Dit is so maklik soos dit. So as jy vir iemand iets sê, dan moet jou woord wees ja of nee. Einde van die storie. Geen byvoegsels, geen bekragtiging, geen regter of getuienroep nie, want in jou hart moet jy weet jy praat die waarheid. Dan maak jy die stelling aan die einde, en dis nogal scary. Wat meer as dit is uit die bose. Wat meer is as ja of nee. So kom ons gaan kyk wat dit beteken. Geloofwaardigheid is nie net 'n probleem van ons tyd nie, maar dit het bestaan vanaf die tyd van die sondeval. In Johannes 8:44 sê Jesus, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. So hy praat hierso, ek dink hy praat nogal met die skrifgeleerdes en fariseërs in die vers, waar hy vir hulle sê, julle het die duiwel as vader, maar dan sê hy ook,
Die duiwel is die vader van leuns. Alright. So hieruit sien ons dat die Satan die argitek van alle leuns is. En as hy die koning van die wêreld se stelsel of die koninkryk is, dan behoort ons nie verbaas te wees dat alles op leuns gegrond is. En as jy vat in vandag se tyd, hulle is so goed met leuns dat mense kan 'n leuen aan jou verkoop as waarheid. So geloofwaardig is dit. Ja. En hulle kan vir jou ook lieg. Ek meen, as ek vat daai ou wat nou die taksasie kom doen, wat vir my sê my bootjie spring oop. Wat vir my baie interessant is, en nou dat ek hierdie goed lees, nou besef ek eintlik hoe dit werk. Hy het telke male vir my gesê, ek sal jou nie indoen nie. Ek was self 'n boer. Ek moet dan, nadat ek met Jesus gepraat het, lekker slaap in die aand. As ek my oë toemaak. Nou, toe ek hierdie nou lees, nou sit en dink ek net met myself, hoekom sal jy dit sê? Hoekom sal jy nou sê, weet wat, jy sal net die waarheid praat, want ek weet, jy moet voor Jesus gaan staan. Hoekom moet jy ietsie byvoeg om jou woord te bekragtig, en ek meen nou, het ek jou nog uitgevang op, want jou stelling wat jy gemaak het, is nie waar. So, nou besef ek, dit was maar net om sy leuen te cover. Want hy sê hierso, dis hoekom mense jok. As hy jok, moet hy vir jou 'n storie byvertel om daai jok storie te verkoop as waarheid. So hy gaan vir jou sê, ek beloof, of ek sweer, of hier wat, ek is ook 'n boer, nes jy, ek het medelee met jou, ek staan presies. En ek meen, ek bid op, en dan slaap ek lekker, want ek sê, eerlike man. Hoekom sê hulle dit? Die woord sê, om hy leuen te verkoop, moet jy dit sê. Dis daai wat jy byvoeg, wat meer as dit is. Ja. So, dit hoef ons nie te verbaas, dat die wêreldse stelsel op leuns gegrondves is nie. Van jongs af hoor ons hoe kinders vir mekaar sê beloof. Ek kan vir jou sweetie gee as jy my huiswerk doen. Beloof, ja, beloof. Hoekom? Want jy weet jy wil jou huiswerk gedoen het, maar jy gaan nie sweetie gee nie. Ek kan dalk ene nogal sê, weet jy, dit is so, ek weet nie, daai dag van as die kinders mos die goedjies skool toe bring en dan verkoop hulle dit. Die entrepreneursdag. Entrepreneursdag, daai goeders. En daar is 'n ouetjie, sy pa het nartjies gebring en lekker nartjies, hy het nartjies verkoop en al sy nartjies is nou klaar. Ek het koeldrank verkoop. Ek sê, gee my koeldrank man. Ek het nie nou geld nie, maar ek sê vir jou boksnartjies bring. Boksnartjies het nooit gekom. Ek sê, ek beloof het, bring môre vir jou boksnartjies. Nee, nartjies het nie. So ja, kinders, ek beloof het. Ja. So, om beloftes te maak is 'n algemene gewoonte in ons samelewing, omdat alle mense verdink word ten opsigte van hulle geloofwaardigheid. Wie van julle was al ontnigter nadat julle iets aangekoop het wat geadverteer is, as dit sou sekere eienskappe hê en die item nie aan die vereistes voldoen het wat tydens die bemarking van die produk gemaak is nie. Praat net van almal wat op Timo shop. Hoor net hulle sê, hulle koop hierdie verskriklike ding en dan kom hy aan as hy so groot. Ja. Wat ook al, so. Ja, of hy lyk glad nie soos die prent nie. Net, of hulle sê hy kan seker goed doen en dan doen hy dit nie. So julle verstaan, is eintlik nog meer aan die orde van die dag as toe hulle die boekie geskryf het. Valsheid en leuns word met waarheid vermeng. En met hierdie AI goed het ons nou die dag gepraat, is dit nog erger as ooit. Ja.
Want jy weet nie eens meer wat is waar en wat is nie waar nie, want tot 'n video kan vals wees. Ja, o, jou liedjies is baie mooi. Daai een wat jy vir ons gesê het, ons het lekker saam gesing, hoor. Ek het lekker nog geworship by daai, wat het een was dit? Sout en lig. Ja. Okay. Ja, so. Ja. En so, ek wou toe net gesê, daai wat jy vir ons gesê het van, ons het nie van die ander ook geluister, nee. Ja. Maar daai een, ons hou baie van. Ja, baie mooi. Maar dit is ook. Dis al die saligspreek. Ja, maar dit is dit nie ook AI nie? Ja, nee, ek kan nie klavier en goed speel nie, ek het 'n bietjie hulp nodig daar. Ja, maar soos ek sê, maar die woorde skryf ek homself. Ja, maar die woorde jy skryf, maar en die ding is jy het dit daarom goed aangewend. Jy het dit nie tot 'n leuen aangewend. Ja. Soos party mense of vir jou oorverblindery of wat ook al. So, maar die musiek en die stem was nou nie ek. Ja. Nee, maar dit klink baie mooi. Hoor so. Wou net sê. Nee, dit is nogal baie, ek moet sê ek geniet dit. Ekskuus, ek is nou van AI. Okay. Alright, valsheid en leuns word met waarheid vermeng, sodat dit feitelik onmoontlik is om op die oog af die twee van mekaar te onderskei. Die hele koninkryk van Satan is gebou op 'n netwerk van gefabriseerde waarheid. Jy sal sien ook reg deur die woord 90%, miskien 95% wat hy sê is waarheid. Maar die leuen draai die waarheid net so skuins af. So moenie dink as jy nou staan vir waarheid, jy gaan dalk nie gevang word met 'n leuen nie. So jy moet baie wakker slaap. Want die leuns lyk soos waarheid. Mense wil altyd verwag hierdie blaatante leuen gaan na jou toe spring, jy gaan sommer so sien kom. Hy werk nie so nie. As jy bid vir 'n antwoord, dan kom sy antwoord gewoonlik heel eers. So jy moet wakker wees as jy 'n antwoord kry wanneer jy bid. Dat jy seker maak jy vat nie die verkeerde antwoord. Want sy leuns is lyk baie soos waarheid. Okay, kom ons kyk. Ons verbloem die waarheid. Byvoorbeeld, praat met 'n persoon aan wie ons 'n motor wil verkoop. Was hierdie kar 'n ongeluk? Nooit nie, meneer. Hoekom is die deur geskeep? Nee, ek weet nie, hy kom so in die fabriek uit. Hulle almal laat so vra vir die karavaan. Hoekom trek die krag? Nee, hulle almal maak so. Hierdie ding lek stof. Almal lek stof. Maar jy dan so kom hulle nog op die mark. Ja, so. Nee, ons ken daai ene. Ons verneek kyk na die sake wêreld. Ja, ek het 'n e-pos gekry. Mense wat sommer net wil sê ja, ons moet nou goed, hulle wil hier myn nie langs my huis. En hierdie land. Ja. So nou is al hierdie onwettige myne wat so waarheid fabriseer, hulle lisensies en alles. En dit wat hulle op die e-pos sit wat hulle wil myn, is nie eens die minerale wat nie ontgin word. Hulle wil kobalt en sink en koper en goud. Staan op hulle goed wil hulle myn, maar nie is in die hele Britse area, dit is kroon en platina. So hulle het eers by Jannie dieselfde mense, toe hulle teëgestaan, dan maak hulle net 'n e-pos en dan sit 4 koördinate daarop. En hulle sê nee, nou ons wil daar by jou nou begin. So nou moet jy gaan en nou moet jy 'n prokureur sien dat hulle teë staan, want as hulle eers hier intrek, dan is dit nou vandag. So en hulle goeders wat Jannie my vertel het, is alles gefabriseerde waarheid. So dis aan die orde van die dag. En dit klink, en dit gaan nou alles gepaard op met rand en sent. Ja. Ja, want dit is ons die lokmiddag. Ja. So, ons maak beloftes
maar ons weet dat ons geen voorneme het om dit na te kom nie. Hier is 'n bietjie skerry, ek bid vir jou. Bid jy ooit vir iemand vir wie jy sê jy gaan verbid? Want daar's baie mense wat sê ek bid vir jou, maar hulle bid nooit nie. Ja, wanneer jy bid vergeet en dan sê jy moeilikheid. So eintlik moet jy dit so glad nie sê. Ja, moet ek nie sê, bid jy dan maar net sonder om dit te sê dan? Ja, of ek sê, Here, ek bid nou vir die mense wat het gesê het, ek sal vir hulle bid, en ek dan maak 'n algemene punt daarvan, as ek nie die name kan onthou vir wie ek gesê het nie. Ons lieg oor verskonings. Byvoorbeeld, sê vir die persoon, ek is nie tuis nie. Hulle gebruik baie keer kinders, en dis hoe kinders weer dit geleer word. Ag, wie wat sê vir jou, papa is nie tuis nie. Antwoord jy nie voor. Of sê jy dit en dit. Myne nie oké. Ja. Alright. Ons verraai vertrouensverhoudinge. Ek sal dit môre vir jou doen. Dan vergeet ek geriefliks onthaalwe en so leef ons elke dag. Môre, oormôre, die dag daarna, en so kom môre net nooit nie. En dis ook interessant. Die wat veral met geldgoeders, ek sal môre vir jou teruggee, of ek sal môre met jou regmaak. Môre gebeur nooit weer nie. So, al die voorbeelde is aan die orde van die dag, en ek dink hier's nie een van ons wat nog nie geraak is deur een van daai goeders. Ek dink Tannie kan vir ons 'n boek skryf oor al Tannie se beloftes wat al Tannie gemaak het. En dis nie nodig om nou die boek te skryf nie, maar Nee, want ek het nie nog tyd vir dit nie. Ek gaan definitief nie, ek sal oor ander goed skryf, maar nie met dit. ja, ek sê Tannie kan. Ja, maar wat ek net sê is ja. Nou ja, so al die leuns en leebeloftes en halwe waarhede is aan die orde van die dag. Dis die wonderbaar. So die hele wêreld is gebou op valsheid en leuns. Tog besef alle mense, self korrupte persone en regerings, dat absolute waarheid noodsaaklik is. Alhoewel die maffia en bendeleiers se hele sake funksionering op leuns en bedrog en korrupsie gebou is daar 'n etiese waarheidskode onder mekaar. Hulle sal R1 miljoen vir mekaar leen net met die skud van hande. Alle regeringe besef die noodsaaklikheid van waarheid, veral by howe. En in 'n hofsaak doen die mens na die waarheid, soek die mens na die waarheid. Dit dui daarop dat die mens net na waarheid soek as hy daarby kan baat vind. Maar die algemene neiging is om in leuns en valsheid te leef. So ja, Jeremia 9:3-5. En hulle span hulle tong soos hulle boog met leuns, en nie volgens waarheid is hulle magtig in die land nie. Want van boosheid tot boosheid gaan hulle voort, maar my ken hulle nie, spreek die Here. Pas op, elkeen vir sy vriend, en vertrou op geen broer nie, want elke broer is net 'n onderkruiper, en elke vriend gaan om met kwaadsprekery, en hulle bedrieg elkeen sy vriend en praat nie in waarheid nie. Hulle het hulle tong geleer om leuns te praat. Hulle maak hulle moeg met verdraaiery. Dit is hoe die mens se hart voor God lyk. En net soos in Jesus se tyd, mag ons as mens die beginsel van waarheid hoog ag, maar dit is onsigbaar en ontbreek in ons elke dag se lewe. Jesus sê vir die Fariseërs in Matteus 5:33, verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals
sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Om hierdie vierde gesindheid te verstaan, moet ons na 3 dinge kyk. Die eerste ding, die beginsel met die betrekking van eedswering in Moses se wet, die verdraaiing van hierdie wet deur Joodse tradisie en Jesus se perspektief oor goddelike waarheid. So die eerste ene, die beginsel met betrekking tot eedswering volgens Moses se wet. Lees vers 33 weer en die vers verwys Jesus na 2 wette. Daar staan verder, het julle gehoor, dat aan die mense van die oudtyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. So die eerste ene gaan oor vals sweer en myn eed. Alright. En ons vind dit in Levitikus 19 vers 12. En julle mag nie een vals sweer by my naam en so die naam van jou God ontheilig nie. Ek is die Here. En in Numeri 30 vers 2 staan, as iemand aan die Here gelofte doen of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. So daarso sien jy al 2 punte, Levitikus en in Numeri. So om die implikasie van 'n gelofte, 'n belofte of 'n eedswering te verstaan, moet ons Hebreërs 6 vers 16 lees. Want die mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Hier sien ons dat die naam van iemand of iets wat groter as die mens is, geloofwaardigheid aan die waarheid van 'n saak verleen. Die belofte, die gelofte of eedswering is dus die finale bevestiging dat die saak absoluut waar is en dit beëindig alle dispuut, omdat dit straf of oordeel bewerk vir die persoon wat hierdie woord nie sal nakom nie. So as jy by God sweer, dan verbind jy God se oordeel en straf met jou belofte, sodat hy jou in sy geregtigheid kan oordeel wanneer jy dit nie nakom nie. In die Ou Testamentiese tyd het mense gesweer om die absolute waarheid van 'n saak te bevestig. Wanneer iemand gesweer het, was dit onherroepelik die waarheid en het niemand verder daarteen gepraat nie, omdat God so 'n persoon sou uitsorteer indien hy gelieg het. In Levitikus 19:12 maak God voorsiening vir die mens om by sy naam te sweer. En jy mag nie vals sweer by my naam nie, en so die naam van jou God nie ontheilig nie. Ek is die Here. Die implikasie hier is nie dat die mens nie mag sweer nie, maar dat die mens nie vals mag sweer by God se naam nie. So sien ons baie Ou Testamentiese mense wat by God sweer. Genesis 14:22-23 sweer Abraham by God. Toe antwoord Abraham, die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad, geen skoenriem jaag, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. In Genesis 21:23 sê Abraham, sweer dan nou vir my hier by God, dat jy met my en my kroos en my nageslag nie vals sal handel nie. In 1 Samuel 20:13-16 sien ons hoe Jonathan met Dawid voor God 'n verbond sluit. So is daar baie gevalle waar mense God as getuie inroep om hulle saak te bekragtig. Ons sien
dat God self sweer in Hebreërs 6:17 tot 18 sê. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê. God sweer nie hier omdat sy woord in twyfel getrek kan word nie, maar slegs om die waarheid van sy woord dubbel te bekragtig. So sê Jesus op baie plekke, voorwaar, ek sê vir jou. Vir die woordjie voorwaar beteken, ek sweer, ek sê vir jou. Jesus bevestig die onveranderlikheid van sy woord met 'n dubbele eedswering. So hieruit sien ons dat God wel voorsiening maak vir behoorlike eedswering in sy naam, wat die mens in waarheid sou beskerm. Daarom maak mense 'n belofte aan mekaar by die bevestiging van die huwelik. So in Psalm 15 vers 1 tot 4 beskryf Dawid die karakter van waarheid by 'n koninkrykskind. Kan iemand dit vir ons kry asseblief? Psalm 15 vers 1 tot 4. Ek dink daai gedeelte sê, en dan het hy gesweer tot sy skade. Hy hou sy woord. Dis 'n baie psalm daai. So kyk keer met 'n mens om dalk noem vir die mense wat so teen hulle woord gaan. Tot 4. Psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en 'n geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Wie nie rondgaan en met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. En wie se oor en verworpeling veragterlik, bietjie klein. Ja, dit is moeiliker woorde. Maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy dade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem tot die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in die ewigheid nie. Okay. Ek dink daai woordjie is skade, al het hy gesweer tot sy skade. Ja. So, dis 'n baie psalm daai. Ek meen hy begin dat hy sê dis 'n ou wat in waarheid wandel, wat geregtigheid doen, wat nie sy goed gee vir woeker en al daai goeders nie, wat nie omkoop geskenk aanneem nie. En dan het hy gesweer tot sy skade. So as jy 'n belofte gedoen het en dit is tot nadeel van jouself, draai jy nie om. En jy sê, ja, ek het 'n fout gemaak. Jy vat die paksel. Dis wat hy sê. Dis die ou wat nooit wankel. So dis nogal 'n talle een. Maar dit is die ou wat die karakter van waarheid betaal beskryf hierso. 'n Eed wat impulsief is vir God 'n gruwel. Petrus sweer onder druk
dat hy Jesus nie ken nie. Hierna sien ons hoe hy uithardloop om bitterlik te huil, nadat hy Jesus met 'n eed verraai het. So vind ons baie gevalle waar mense 'n onverskillige eed aflê. In Rigters 11 vers 30 beloof Jefta dat hy die eersteling wat hom tegemoet kom na die oorlog aan God sal offer, as God almal in sy hand gee. En toe hy terugkom, was dit sy enigste dogter wat hom eerste ontmoet. Dit bring ons by die vraag, wat het Jesus met sy woorde bedoel? Punt nommer 2. Die verdraaiing van eedswering deur Joodse tradisie. Op die oog af lyk dit of die Fariseërs hierdie wet onderhou. Maar dis egter nie so nie, omdat 'n klomp valshede daarmee betrokke was. Eerstens, daar het iets kort gekom by hulle eedswering, en tweedens, die verkeerde beklemtoning. Die bestanddeel wat kort gekom het, was die gebrek of afwesigheid van behoorlike omstandighede om by te sweer. Dit blyk dat beloftes so algemeen voortgekom het, omdat hulle lewens met soveel leuns gevul was. Hulle het gesweer oor enige saak waar hulle hul geloofwaardigheid wou bewys. So hulle het gesweer by die hemel, by die aarde, by Jerusalem, of enige iets anders wat die teeparty sou beïndruk, behalwe by die naam van God. So, wat het hierdie mense gedoen? Hulle het die wet gedoen. Ons het nou daai wette gelees. Ek meen wat hy sê, as jy sweer by die naam van die Here, dan moet jy hom hou. So nou weet daai persoon dat hy gaan lieg. So hy kan nie by die naam van die Here sweer nie, want dan gaan hy bind en dan gaan die Here hom uitsorteer. So nou, wat doen hy nou? Nee, nou sweer ek sommer by die hemel. So nog steeds maak jy meer geloofwaardig, maar jy is nie skuldig nie, want jy sweer nie by die naam van die Here. So julle verstaan nie wat het hulle gedoen. Net iets wat beter klink. By jou pa, by jou ma, by jou dit en by jou dat. Nou is dit sommer enigiets, maar daai wette wat ons gelees het gesê nie vals sweer by die naam van die Here, want anders is dit vir God gruwel. So toe besluit hulle maak hulle eie loophole en sweer sommer net by enigiets behalwe by die naam van die Here. Dan is dit ons nie so bad. Alright. So, gerieflikheidsonthalwe het mense gesweer, maar hulle het gesê net solank hulle dit nie by God se naam doen nie. Dit is die ware bedoeling van waarheid en geregtigheid. Dit het die ware bedoeling van waarheid en geregtigheid vertroebel. So alle regte eedswerings deur godsmanne in die Bybel is vanuit 'n verhouding met God. Hulle maak hulle geregtigheid voor God in stand. Waar hulle geregtigheid voor God in stand gehou is. Hulle kon God as 'n getuie teen hulle roep, omdat hulle God ten volle geken en vertrou het. Die Fariseërs het gesweer by enigiets hoër as hulle self, om hulle geloofwaardigheid te probeer bewys. So het hulle God se absolute standaard vir waarheid weer eens verlaag, om voordeel uit hulle omstandighede te trek. Hulle wou lieg, maar hulle wou nie die gevolge dra as God daarby betrokke is nie. Sal iemand vir ons Matteus 5:34 tot 36 lees? Matteus 5:34-36. Ja. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning.
Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Alright, so, ja, so sien jy dit, hulle het gesweer by al die type goeders, behalwe by God se naam. Alright, punt nommer 3, Jesus se perspektief oor waarheid. So in Matteus 5 vers 37 sien ons Jesus se perspektief oor die waarheid. So, hy sê, moenie sweer nie, dan sê hy, maar laat julle woord wees, ja, ja, en nee, nee, want meer as dit is uit die bose. Is dat nie nog daar by Matteus, ek het nie net daar gaan na 23 toe, of sy 23 vers 16 tot 20. Asseblief. Dit is 23, 16 tot 20. Wee julle blinde leiers, julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel wat die goud heilig? En elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die gawe daarboop, is hy gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die gawe of die altaar wat die gawe heilig? Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en by alles wat daarop is. Alright, so daar so lig die Jesus iets uit, soos hulle sweer, dat hulle sê, ok, jy kan nie by die tempel nie, jy moet by die goud van die tempel. Dan is daai eedswering nou geldig. So dan het hulle sulke mensgemaakte reëls gemaak. En ek meen die Here Jesus is uitdruklik. Los al die goeders. Jy kan nie by niks van die goed doen. Laat jou ja ja wees en jou nee nee. God is skepper van alles. En wanneer ons beloftes sonder die regte rede maak, maak ons hom in elk geval betrokke. God het nie aparte kategorieë vir beloftes wat party meer en ander minder bindend maak nie. Maar as ons in hom is en hy in ons, sal ons ja ja wees en ons nee nee. 'n halwe waarheid is 'n hele leuen en 'n wit leuen is swart bedrog. God se standaard is absolute waarheid ten alle tye. So hierdie lesing is eintlik 'n karaktereienskap wat 'n kind van God moet hê. Jy hoef nooit jou woord te bekragtig met 'n belofte. Want jou woord moet so die waarheid wees, dat wanneer jy sê ja, dan is dit ja, of nee is nee. Daar's nie 'n ja maar, of 'n nee maar. Want ek meen, dit bring 'n halwe waarheid, of 'n wit leuen. So, wanneer jy spreek, en jy weet in jou hart is nee, jy wil iemand se gevoel seermaak nie. Nou sê jy maar ja, dis 'n leuen. So vir jou om geloofwaardigheid voor God te hê, praat die waarheid. Hoekom? Want die skrif sê, net die waarheid sal jou vrymaak. So as jy lieg en bedrieg en halwe waarhede is, soos ek sê, nie as platante goed, halwe waarhede, allerlei sulke goeders. Dit is onwaarhede en dit maak dat jy gebind word, want 'n leuen bind